Ons dink dikwels ons moet sterk, standvastig en seker wees. Of ten minste so lyk. Miskien leer ons samelewing en kultuur ons dit. Maar as ons kyk na al die plekke waar God ons vind, is dit diep betekenisvol, baie spesiaal, dat selfs Jesus eerlik was oor waar hy in sy innerlike wêreld was. En dit was nie altyd sterk, standvastig of seker nie. Op die aand voor sy kruisiging gaan Jesus Getsemane binne, terwyl hy vrees en hartseer dra. Hy's angstig en hy steek dit nie weg nie. Hy verduidelik dit nie weg nie. Daar staan, en hy het vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak. Jesus laat toe dat sy innerlike wêreld gesien word, deur God en deur ander. Hy bring sy vrees en sy angs en sy verlange in die gebed in. En is nie afgerond nie, dis nie weggesteek of gemasker nie, maar eerlik. In hierdie oomblik wys Jesus vir ons iets belangriks. Wanneer ons eenkant gaan om te bid, vind ons nie net 'n fisiese plek nie. Ons word ook bewus van die emosionele plek waarin ons is. En hy ontmoet ons daar net soos ons is. Gebed is dus nie 'n ontsnapping van wat ons voel nie. Dit is 'n plek waar dit wat ons voel, dit wat ons dink, na die oppervlak kan kom en ons met hom daaroor kan praat. In Getsemane doen Jesus wat die psalmskrywers ook die vrymoedigheid gehad het om te doen. Hy bid sonder om enigiets terug te hou. Die psalms is nie netjiese, gefilterde gebede nie, hulle is eerlik, hulle is rou, en dit is hoekom hulle so bruikbaar is. Wanneer ons die psalms bid, tree ons in daardie selfde tradisie van eerlikheid in. Ons kan net wees by God. Terwyl jy bewus word van waar jy is in terme van jou innerlike wêreld, bid dalk weer Psalm 121. Soos Jesus word jy genooi om daardie emosionele plek waar jy is in gesprek met God te bring. Onthou, hy waak oor jou. Hy beskerm jou. Hy is in alle omstandighede en seisoene by jou. Die een wat ons nie vergeet nie, die een wat ons nie ignoreer nie, die een wat wakker bly vir ons lewens, is lief vir jou en is by jou. Na jy die psalm gebid het, maak 'n paar notas om hierdie vrae te oordink. Wat dra jy op die oomblik? Wat voel swaar? Wat voel onrustig? Wat gee vir jou lewe? Wat voel stilweg hoopvol? En jy hoef nie dit wat jy opmerk op te los nie. Laat dit in hierdie gebedsspasie vasgehou word. Want God is wakker vir jou. Hy skenk aandag aan jou. Aan jou vrees en jou hoop, jou moegheid en jou verlange. Jy word gesien en jy word bewaar. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons so goed verstaan en so goed ken, dat U weet waar ons is en waar ons moet gaan. Here, dankie dat U ons nie vra om alles eers uit te sorteer voor ons by U kom sit nie, maar dat ons mag kom net soos ons is, en dat ons deur U ook kan sien waar ons is. Lei ons en help ons, Here, om eerlik met U te kan praat, en te kan rus in die wete dat dit by U veilig is. Amen.